Kom binne gaan saam, want wie weet waar ons gaan kuier en inloer van hier tot daar. Kom binne gaan saam, waar die wind ons waai, is die wêreld te kuier lank toegedraai. En dis alles Pasella, kom jou hou, Pasella gaan sien. In die Pasella, ons hou 'n Griekse partytjie met dekor en kos wat Zeus jaloers sal maak. Ons vermaak die groep Eiking wat pas 'n Sama gewen het. In Napier bekyk ons 'n militêre versameling en ons kuier met die sterre van die fliek Somerson. Ek sal wel hê die mense moet daar uitstap met 'n leë bakkie popcorn. Geniet. As jy al in die Oeverberg gekuier het, weet jy dat jy weer moet gaan. En as jy nog nie daar was nie, wel, dan weet jy moet nog. Ons is vandag naby Napier, so 30 km dorp uit by die Halfampieskraal gasteplaas. As ek enigstens rustiger moet raak, verander ek in 'n klip. Kyk, ek oorweeg dit self om die stadslewe vir hierdie te verruil. Ja, dis wat ons gaste aanmoedig as hulle hier is om niks te doen nie. Ja, Halfampieskraal se lese is mos, dis die perfekte plek om niks te doen nie. Gelukkig kon ons Hemelbesem en Lenel oortuig om te beweeg na Napier voor hulle heeltemal omval van luiheid. Die dorpie lê tussen Caledon en Swellendam. Ons loer eerste in by 'n gesinsbesigheid wat sedert 1990 met loodglas speel en al meer as 2000 ontwerpe het om van te kies. Sjoe, wat 'n verskeidenheid loodglaswerk. Vir julle, wat is julle gewildste item in die winkel en hoe lank vat dit om so 'n pragtstuk te voltooi? Dis ons bewelampe wat die gewildste is. Dit vat ons min of meer 2 dae om te doen. Dan is dus Tiffany kappe wat ons om en by 14 weke vat om te voltooi. Loodglas is 'n tydsame proses. Dis amper soos 'n puzzle wat ons stuk vir stuk aan mekaar sit. Waar begin mens om so 'n lampkap aan mekaar te sit? Wel, die belangrikste is eers om jou ontwerp te hê en dan maak jy templates, dan sny jy dit uit met 'n diamantsnyer, dan sit jy die hele lamp aan mekaar met lood. Maar jy's mos nou vandag hierso vir 'n Moedersdag geskenk idee. Reg so. Nou kom ek steek jou aan die werk. Hoop julle het nie vergeet dat dit Sondag Moedersdag is nie. Daar is darm nog tyd om iets te reël. Lenel, vandag gaan ons vir die Moedersdag geskenk 'n chime maak. 'n Chime om 'n ma se hart te charm. Ek hou daarvan. Okay, wat ons nodig het is 'n paar stukkies glas. Jy het jou stuk vislyn, dan maak jy aan die onderkant van die vislyn maak jy jou balletjie krale vas wat al reeds in 'n balletjie gemaak is en dan spasieer jy die gekleurde glasballetjies en die speels eweredig uitmekaar uit op die vislyn. En as die gom droog geraak het, kan jy 'n knoop in die bokant maak en dan is hy reg om gehang te word. Wel, my Moedersdag geskenkie is uitgesorteer. Ek wonder hoe Vader Hemelbesem met sy uitstap. Hy het al uitgevind dat die dorp in 1838 begin is toe 2 bure oor 'n kerk beklei het. Daar is toe op elkeen se plaas een gebou en Bredasdorp en Napier het rondom dit ontstaan. Ons bly in die verlede, nou by 'n versameling. Mense, ek is daarom omtrent omring met geskiedenis hier vandag, hè? Hemelbesem, ja. My filosofie bepaal dat die foute van die verlede moet ons in die toekoms nie weer herhaal nie. Maar hy is 'n verskriklik baie medaljes, joh. Ja, ek het medaljes al 40 jaar terug begin bymekaar maak. Eerste Wêreldoorlog is vir my veral van belang, want baie mense weet nie wat het gebeur in die Eerste Wêreldoorlog nie. Die mees unieke stukke in my versameling is van die Pope familie. My vriend, hy is die kleinseun, het vir my sy pa, sy oupa en sy oupa Grootjie se medaljes geskenk. En ook sy oupa se sabel en beld geskenk wat dateer voor Eerste Wêreldoorlog. En wat is die storie agter hierdie goue blikkie? Dis 'n unieke stuk daai sjokoladeblikkie gedateer 1914. Prinses Mary het dit aan die troepe oorhandig in 1915. Nie net sjokolade in nie. Kyk wat is daarin? Die potlood is magtiger as die geweer. 'n Uitvloeisel van my versameling is die maak van skaakstelle. Dit het meer geword. Ek gee die skaakstelle met pewter. Dit moet geskiedenis gekoppel wees of militêr. Byvoorbeeld, die slag van Waterloo, die Amerikaanse oorlog. Ek het ook selfs die 3 musketeurs. Miskien is hulle nie so seer militêr nie. Robin Hood is ook daarbey. Maar Hemelbesem, mens kan nie net oor geskiedenis praat en dit nie ervaar nie. Jong, wat het jy in gedagte?
Hemelbesem dog hy's klaar met uitrustings, maar toe hy buite kom, is daar 'n hele paar ander wat ook opgedres is vir een of ander okasie. Daar's so baie voëlverskrikkers op die dorp. Terwyl ek uitvind wat die storie agter dit is, kan julle solank advertensies kyk. Ons bou voëlverskrikkers vir patats. Sy hou van 'n man wat vol strooi is. Dan hou ons 'n Griekse fees. Eiking gesels oor hulle nuwe Sama en Bok oor sy rol in die fliek Somerson. Mense kan my van nou af Marichi. In die Oeverberg naby Napier is ons nou terug by ons kuierplek vir die week, half Ampies Kraal. Ons het intussen uitgevind dat die voëlverskrikkers gemaak word vir 'n jaarlikse kompetisie. Nou het ons een hier by ons kuierhuis ook. Ek hou van wat jy gereël het hier, Hemelbesem. Lenel is die ekkie, dis die twee. Karen, ek het so baie voëlverskrikkers in die dorp gesien, maar wat is jou definisie van enetjie? Mense wat plaasboere en mense wat groot tuine het op die dorp of in ons kontry gebruik voëlverskrikkers om basies voële weg te jaag van hulle oes. Ons gaan nie net gesels nie, ons gaan nou bou. Daar lê 2 hoopies, een is myne hierdie kant. En die een naaste aan die huis is myne. Lenel, swart of blou? Blou. Blou vir jou, Lenel, swart vir jou, Hemelbesem. Kom ons gaan bou. Die kleure is van die hoede wat agter die hoopies weggesteek is en bepaal die spanne. Vandag is die dag dat ek my droomman bou. Kan julle sien? Sy hou van 'n man wat vol strooi is. Ag, Hemelbesem. Okay, nou kom laat ons begin. Maak seker jy het 'n sykous of 2, genoeg strooi, 'n paar latte of stokke en daar gat jy. Ons loop voor. Ons kom van agter af. Is nog kop aan kop. As die vir julle soos 'n prettige storie lyk, onthou die voëlverskrikker kompetisie gebeur elke jaar in Junie tydens die Napier Patatfees. Gaan maar broekskeer daar by hulle. Kwaila pigs. Kwaila pigs. Die Patatfees is vanjaar tussen 13 en 16 Junie. So, jy kan nog 'n plan maak om daar uit te kom. Klaar! Ons is al klaar. Hemelbesem. Lyk my iemand is nog nie klaar nie. Sukkel julle maar voort. Ek dink my DIY talent word ergens anders benodig. Okay, bye-bye. Miskien is die een banger vir voëls as die voëls vir die verskrikker. Maar terug by ons partytjie. Die tema is Grieks omdat die eienaars hier mal is oor die land en hulle dekor dit wys. Lenel, ons maak papier tafellanterns om by ons Griekse tema aan te pas. Hierdie lyk omtrent soos 'n Griekse kolosseum. Dis reg, ja. Jy kan enige argitektuur gebruik om by jou partytjie tema aan te pas. Maar net waar spring ons weg? Vat A2 papier en met 'n koutjie pen teken jy jou lyne van jou gebou of monument. Dit dupliseer jy dan 3 keer om die 4 mure van jou lantern te vorm. Volgende sny ons die vensters en die deur uit en plak waspapier aan die agterkant van die gate. Die waspapier is natuurlik sodat die liggie daar deurskyn as jy dit oorsit. Dis reg, ja. Dan sny ek op die lyn van die 4 huisies en vou tussen elke huis. Vou die 4 aangesigte totdat die 2 lospunte bymekaar uitkom. Plak hulle dan aan mekaar vas. Vir ons laaste stap, plaas ons 'n tea light kersie in 'n glasie en plaas jou lantern bo-oor. Terwyl jy die res klaarmaak, gaan ek solank kyk hoe hierdie op die tafel lyk. Na hulle jaarlikse kuier in Griekeland, sê Jan Georg, kom die tasse altyd propvol terug. Hier sy nou, Jan Georg, jou laaste dekor-element. Dankie, Lenel. Vir ons Griekse fees het ons nie besluit op 'n wit en blou tafel soos wat mense gewoonlik verwag in Griekeland nie. Daar is die families gewoonlik, hulle eetkamers is diep in hulle huis waar dit donker is, weg van die hitte van die somer. En op die plaas is dit presies dieselfde geval. So ons het besluit op ons eenvoudige wit tafel waar dit gaan oor die kos, jou vriende en jou familie en dat ons in hierdie geval net 'n klomp Griekse gode saamgenooi. Hierdie is mos Aphrodite. Ja. Hierdie godin van die liefde laat my dink aan die nuwe Afrikaanse fliek Somerson waar 'n paartjie hulle liefde vir mekaar herontdek. Dink jy my boude raak vet? My naam is Pieter. Ek is 'n 30-jarige prokureur. Ek het 5 jaar gelede met my high school sweetheart Sonja getrou. Sy maak nooit toe nie. Maar ons gaan laat wees. Moenie aanjaag nie. Ons is lief vir mekaar. Ons het weer gekans!
kar is opgeneek, ons sit in die middel van nêrens. In die fliek gaan die paartjie vir 'n vakansie Mosambiek toe. Paul het van die akteurs gevat vir 'n bootvaart op die Vaalrivier. As jy ook ietsie soek om te doen, Somerson het vandag in teaters begin draai. Sjoe, maar ek dink julle sal saamstem, niemand kan kla oor vandag se kantoor nie. Ja, ek dink ek het al harder in my lewe gewerk as hierdie. Maar kom ons gesels oor die fliek. Kyk, alle verhoudings gaan maar deur moeilike tye, maar julle karakter se liefdesbootjie is in besonder onstuimige waters. Ja, Pieter en Sonja het 'n bietjie van 'n wankelrige verhouding. Hulle is 30 jaar oud. Hulle sukkel om alles te maak werk. Hulle het nog nie kinders nie, wil hulle graag hê. Pieter werk heeltemal te hard. Hy's 'n prokureur en hy spandeer meeste van sy tyd by die kantoor, want dis wat hy goed doen en hy is goed daarmee. In plaas van dat hy meer tyd spandeer by die huis waar daar eintlik werk nodig is. En nou gaan hulle op 'n vakansie om te kyk of hulle huwelik bietjie skop kan gee en kyk of hulle dinge kan uitwerk. So of 'n tweede honeymoon, kyk of dit kan werk, maar dan het hulle mekaar probleme en dan stuur dit hulle af op 'n avontuur wat hulle nie verwag het nie. En Jonita, wat is Sonja se kant van die storie? Sonja Jooste het ook gewerk, maar sy het opgehou werk met omstandighede wat by die werk gebeur het. En dit veroorsaak dat daar baie stremming by die huis is. Sy kan nie swanger raak nie en al hierdie bou maar op in 'n verhouding, soos ons kykers ook sal weet, in 'n gewone huwelik gebeur dit, daai goeters maar. Na die paartjie se ongeluk eindig hulle op by die gastehuis van Richie en Terry van Huisteen, gespeel deur Bok van Blerk en sy vrou Hanna. Bok het vir Richie ontmoet tydens die maak van die musiekvideo vir Land van Melk en Heuning. Sorg vir 'n bietjie ekstra energie. Bok, jy moes die rol vertolk van iemand wat jy persoonlik ken. Ja, yes, ek het 'n lekker karakter gespeel wat dit interessant gemaak het. Ek ken die ou wie ek gespeel het. So dit interessant gemaak, maar tog 'n bietjie moeilik ook geweest om Richie te speel in die film, omdat ek bang was dat ek hom nie miskien reg kan uitbeeld nie, maar was lekker. Richie is 'n karakter homself. Bietjie ouer as ek. Hy het ook so snaakse gewoontes en so aan, maar dit was lekker geweest om so 'n bietjie te let go en my hemp se knope te kon oopmaak en so aan en 'n bietjie Richie te speel. Ek dra nou nog die bangles wat ek gedra het vir die film, omdat Richie dit ook doen. Jy weet, ek het Richie geword. Ek is nou Richie. Mense kan my van nou af maar Richie noem. Nog twee akteurs in Somerson wat saamkuier is Reine Swart en Stefan Vermaak. Ek kom op 'n flex. Flex nie. Lyk my altyd so. Regtig, jou gesig is al rooi gedruk. Haal asem. Sonder bygebring. Ja, dan 'n bietjie van hulle karakters in hierdie fliek. Burger en Karike. Sy's 'n 20-jarige student. Wel, ek dink die beste opsomming vir haar is sy's geniepsig wys vir haar ouderdom. So sy het nie op haar bek geval nie. Sy sê wat sy dink en sy staan op vir wat sy in glo. En dis iets wat ek by haar kan leer want ek's baie versigtig wat ek sê en so. En Karike gooi dit net. Sy sê wat sy dink en ek love dit van haar. Dis baie cool. En sy's ook ek dink vir Burger daar, jy weet in die storie want sy sien hy dra al 'n masker en ek dink sy help om van hy masker ontslae te raak. Ja, ek speel Burger. Dis die eerste keer wat jy hierdie karakter sien, dan sien jy hy hou van 3 goed. Hy hou van karre, hy hou van protein shakes, rugby, oor ons 4 goeders en gym. Dis wat hierdie karakter is. Dit was my uitdagende rol geweest want ek is so mal oor die net gym nie. Ek doen meer fisiese sport. Eerstens moes ek spiere optel vir die rol. Die rol het vereis. So ek was vir 2 maande voor die tyd moes ek in 'n gym gaan en ek het ook gaan kyk na manierismes waar daai ouens het. Jy weet, hulle loop nie sommer verby 'n spieël om gou eers 'n arm te flex of protein shakes is net so naby aan hom soos 'n rugbybal. En natuurlik, hoekom doen hy dit? Hy doen dit vir meisies. Jy weet, dis Burger vir jou. Son, see en sexy lywe, maar die storie is ook een van hoop en om maniere te vind om probleme te oorkom. Maar ja, ons is nou op die boot, so ons kan net sowel 'n bietjie pret hê. Ek dink is tyd vir Sammy. Hy's altyd 'n show-off. Okay, well, hierdie klink goed, kom ons kyk. Ek sê bly vir 'n verandering, is dit nie ek wat in die water hoef te spring nie. Right. 1, 2. Wow! Yes, niemand het gesê die water gaan warm wees nie. Lekker man. Hoorie so, gaan ons hom terug inlaai of som net die los? Nee, ek dink ons laai maar in. Ons het iemand nodig om die vuur te maak, te braai en vir ons drinks te gooi. Hallo mate. Nog iets interessant is dat Somerson die eerste groen Afrikaanse fliek is. Byvoorbeeld slegs sonkrag is gebruik om kameras en ligte te laai. Reinhard, waarmee wil jy die publiek moet wegstap as hulle klaar die fliek gekyk het? Wel, hoopelik het hulle gelag en 'n goeie tyd gehad en ek hoop mense besef dat jy jouself nie so ernstig moet opneem. Ons almal het moeilikheid en ons gaan deur moeilike tye, maar dat ons soms bietjie moet terugstaan en lag daarvoor en sien dat ons almal daardeur gaan. 'n Tema wat reg deur die fliek gaan is kommunikasie. Ek dink as jy leer om met mekaar te kommunikeer en regtig met mekaar eerlik is,
sal jou verhoudings net soveel dieper gaan en liefde sal altyd oorwin. Ek sal wil hê die mense moet daar uitstap met 'n leë pakkie popcorn en 'n hele sak vol nuwe planne om hulle verhoudings op te kik. Maar Stefan, gaan ons nou nooit braai nie? Ja, Stefan. Nou gee daai wors net ek vir jou wys om te braai. Okay. Wat gaan jy doen? Nee, Ou gene, so gesofistikeerd. ek hoop jy maak kyk. Kom ons verkas eerder en kyk 'n paar advertensies. Griekse moussaka met 'n plaaslike twist, 'n ander soort melktert, hoe om goeie feta te kies en Eiking wat vir ons sing. Tell me I'm alright. Julle weet nou al ons kuier vandag by Half Ampies Kraal buite Napier en dat daar 'n Griekse fees aan die kom is, maar ons weet nog niks van die plaas self nie. So Jan, julle boer hier met skape en vars lig. Ja, dis daarmee net 'n gasteplaas hê, Simon. Ons het wolskape, merino skape en daar's 'n saaiboerdery ook wat canola, koring en gars aanbetref. Dit lyk my die manne van Eiking is al reeds hier, so ek sal moet wikkel dat ek daar by julle kom. Die groep Eiking het in September verlede jaar na 'n gaping van 2 jaar hul nuwe en 4de album uitgebring. Hulle is al van 2007 een van ons gewildste plaaslike rockbands. Lekker van my poetsbakkie is om. Hey, lekker. Seker 'n bietjie warm op buite, miskien bietjie afkoel. Dankie. Ja, die rock ouens kan 'n mens ook nie vertrou nie, hè? Ek sal met die jare eers daar neer sit. Manne, geluk met hy saam van Morning After beste rock album. Yes, baie dankie. Ek weet vir ons beteken dit seker maar meer aandag van die media af vir die volgende tydjie en hopelik meer verkope as gevolg daarvan. Nou seker meer vertonings te laai. Jy weet dit is after all ons brood en botter. En natuurlik streel dit ons ego want ons is vreeslik oulik. Maar met die nuwe album, hoekom het julle besluit om terug te keer na daai ernstige hard rock feel van daai heel eerste album van julle? Ja, ek dink nie dit was 'n besluit om noodwendig aspres terug te keer na harder rock and roll toe nie. Ek dink ons wou maar net weer 'n album maak waarmee ons eerlik voel en waarmee ons gelukkig is en terug gaan waar ons roots begin het van rock and roll. En ek dink ons het dit self produce om by daai klank uit te kom en ons is gelukkig daarmee en dit was die basiese doel. Julle press release sê die songs van Morning After julle geskryf in mekaar se sitkamers, slaapkamers, ek weet nie waar oor 'n periode van so 18 maande lank. Ek dink nie dis al plekke nie. Jy weet daar was hotel badkamers gewees ook en dan was daar natuurlik Andrew se Wendy House buite die huis en daar was, jy weet, braaikamers, dit was oral geskryf. Ja, ek dink as jy dit skryf, periode is dit gebeur oral. Of jy nou in die stort staan en of jy nou wherever is, jy probeer dink aan en dit gebeur en baie keer is ons nou nie saam in die stort nie, maar ons is saam in die kar en ek dink dit gebeur maar net jy is besig om te dink aan. Ons het die eerste album in sy garage geskryf. Ja. Tussen klomp tuinmaak. Die tuimeldroër en die kar jack. Maar ernstig nou, ek dink die hoofelement van 'n goeie rock song is natuurlik 'n goeie dosis eerlikheid. Jy weet, as 'n song eerlik is en die drumbeat is reg, dan Natuurlijk, ja. Dan kan jy nie verkeerd gaan nie. Maar se politiek is te gees. Ek is jammer om julle partytjie op te breek, maar hemelbesem, ons kort kaas in die kombuis. Okay, ek ry gou. Die kaas wat hy gaan haal is feta vir 'n tradisionele meze. Die hoofgereg is moussaka, maar soos genoem, die ene is Afro-Grieks. Sjoe, is hierdie geurig. Nou vandag maak ek vir ons een van die mees tradisionele Griekse geregte, moussaka. Nou Griekland maak hulle tradisioneel met eiervrug en gemaalde lamsvleis en onder in die moussaka sal hulle sit aartappelskywe of courgetteskywe. Ons bly egter naby Napier wat patatwêreld is, so ons gaan so 'n boere twist op hom sit. Ons sit patatskywe onderin en in plaas van gemaalde lamsvleis het ek 'n lamsplat oornag in die oond gebak en ek vlok hom met 2 vurke. Klink vir my na 'n wenner. Meeste van ons bestanddele is reg en klaar, ek en jy moet nou net die vulsel maak. Jy vat die olyfolie, eie en knoffel en braai dit tot sag. Dan gooi jy die vleis by, die tamatie, die kaneel, suiker, sout en peper en braai dit 'n bietjie
en kook dit tot meeste van die vloeistof verdamp het. Laat jy hom afkoel, dan vou jy die eierwit in en ook jou petersilie. Kobus, hoekom vou ons die eierwit in? Die Grieke glo dit lig die vleis bietjie. Ons doen maar soos hulle sê. Wel, as enigiemand weet hoe moussaka te maak, dan is dit die Grieke. Nou vir die inpak. Eers kom daar 'n laag patat, dan vleis. Dit word besprinkel met 'n mengsel van parmesaan en broodkrummels. Volgende kom die eiervrug in, wat weer met die kaas en krummels bedek word. Dan volg daar 3 lae vleis en eiervrug, asook 'n wit sous. Uiteindelik bak die moussaka vir 50 minute tot goudbruin. OK, Lenel, nou is dit tyd vir pudding maak. Galactoboreko is mos 'n Griekse melktert. Dit is 'n Griekse melktert, maar waar ons Suid-Afrikaners hou van kaneel by ons melktert, gebruik die Grieke 'n sitrusgeur by hulle melktert. En in plaas van blaardeeg gebruik hulle filodeeg. Is die botter om die filo sag te hou of gee dit 'n bietjie ekstra geur? Filo is raak mos krakerig as hy droog is, so dit hou hom sag en natuurlik alles is beter met botter. Die pan kry 3 lae filo in, dan kom die vlaammengsel in en boor kom nog 4 lae filo. Sny diamantpatrone bo in die deeg. Dit is tradisie, maar dit maak dit ook later makliker om die pudding netjies te skep. OK, Lenel, nou vir die laaste touch op ons pudding. Ek gaan nou hierdie dik lemoenstroop oor ons warm pudding gooi en dan laat ons hom afkoel. Die soetierigheid gaan die storie nog lekkerder laat proe. So die hoofgereg en die nagereg is nou klaar. Al wat nog kort is die feta vir die messa. Hemelbesem, jy sal moet wikkel. Hemelbesem is by 'n kaasplaas net buite Napier. Jy kan ook kom inloer. Hier is 'n winkel waar jy kan proe en koop. As dit kom by feta kaas, het ek nie 'n klou wat 'n tipes daar is nie. Ek gaan in 'n winkel en koop enigiets wat daar binne is, maar vandag het ek vir Daleni wat vir ons kan verduidelik wat is 'n kwaliteit feta kaas. Die geheim van 'n goeie feta kaas is daar is 2 soorte goeie feta kaas wat jy kan maak. Die een is 'n Duitse ene en hy is sag. Die ander een is 'n Griekse en hy is die harde kaas. Maar die geheim van 'n baie goeie ene is as jy hom lê in die brine vir 'n maand. Dan mature dit en daai feta is heerlik. Nou dat jy weet wat die geheim is van 'n goeie feta, volgende keer sal jy sien, as jy gaan feta koop, dan moet jy kyk of hy mature is in die brine. Dan is dit 'n goeie feta. En daai is die ene wat ek vir jou gaan gee om vir Lenel te gee. Dit klink na 'n gierige idee daai Daleni, maar ek het eers 'n ander plannetjie. Al die kaas wat hier gemaak word, is van 'n 100% bokmelk en soms het van die oudjies ekstra aandag nodig. John. Ja, man. Wat se melk is dit? Dit is bokmelk. Doodgewone bokmelk. Dan gooi je dit in 'n bottel terug, jy so vir hulle. So dis eintlik hulle eie moeder se melk. Eie moedersmelk, ja. Moedersmelk. So hoe moet ek maak? Jy wys net vir my botteltjie en hy sal self verder vat. Kom nou. Dis hy. So maklik soos dit. Lieflik om mee te werk. Dis 'n bok vir sport. Meneertjie, moet jy nie ernstig anders te wees nie? Dis reg ja. Lenel is 'n moeilike bokkie as hy tyd het. Terug by ons kuierhuis was alles reg vir ons Afro-Griekse fees. Soos julle kan sien is ons gaste almal hier, maar ons kan nie die voorgereg bedien nie want Hemelbesem is laat met die kaas. En wat se messe sonder feta? Julle? So julle, jammer. Die res van die kaas is nog in die kombuis. Okay, nee. Nee, los maar, dis genoeg. Gelukkig gooi mens dit eenvoudig in bakke en daar gat jy. Messe is natuurlik verskillende happies soos dolmades en souse soos hummus wat met pitabrode bedien word. Nou toe julle, tyd vir ons Afro-Griekse partytjie. Ons sien julle volgende week. En onthou, as jy by Half Ampies Kraal wil kom kuier, besoek gerus die webblad van Perfect Hideaways vir meer besonderhede. Tot volgende Vrydag aan. I've grown tired of waiting for a sign to tell me I'm alright. Where did the laughter go to die? The poor reflection weighing on my mind.